Mense is so verskriklik besig. Mense is die hele tyd haastig. Mense wat ek ken is die hele tyd besig om te hardloop. En wanneer ek praat van hardloop, praat ek nie van mense wat lief is daarvoor om te draf nie. Ek praat van mense wat die hele tyd aan die beweeg is en besig is en gejaag om alles wat hulle in hulle dag moet indruk gedoen te kry. En saam met hierdie gejaag kom daar partykeer 'n kommer, 'n bekommernis. Inteendeel, ons dink baie keer dat besig wees en bekommernis omgekeerd eweredig is aan mekaar, dat hoe meer ons besig is, hoe minder bekommerd gaan ons wees. En daarom vul ons ure en ons dag so vol as moontlik, so propvol as moontlik, sodat ons nie enigsins tyd het om bekommerd te wees oor enigiets anders nie. Maar wanneer ons die bergpredikasie lees, wat ons van Matteus 5 tot en met Matteus 7 kry, reg in die middel daarvan in Matteus 6, praat Jesus oor die sorge van die lewe. En dan sê hy vir die mense wat na hom geluister het, dat jy nie jou moet bekommer, of dat jy nie jou lewe met 1 uur langer kan verleng, as jy jou enigstens bekommer nie. En dan maak hy van 2 beelde gebruik. Hy sê, kyk na die veldlelies, kyk na die voëls. Wanneer jy na die voëls kyk, moet jy oplet hoe hulle nie besig is om die hele tyd dinge op te gaar en skure, sodat hulle vir die dag van môre kan sorg nie. Hulle weet elke liewe dag dat hulle Hemelse Vader vir hulle sorg. En wanneer hy sê, kyk na die veldlelies, dan sê hy, hulle is nie die hele tyd besig om vir hulle self allerhande mooi klere te maak nie, maar die Here sorg vir hulle, deur vir hulle aan te trek met die mooiste, pragtige klere, wat 'n mens enigsins kan dink. Maar wanneer Jesus sê, kyk na die voëls en kyk na die veldlelies, dan sê hy eintlik iets nie. En dit wat hy nie sê nie, is eintlik vir my soveel meer belangrik as wat hy wel sê. Wanneer hy sê, kyk na die voëls en kyk na die veldlelies, impliseer dit dat ek en jy vir 'n oomblik uit die gejaag en die besig wees van ons wêreld, net vir 'n oomblik sal stil staan en sal kyk, werklik waar ons oë sal oopmaak en die lelies en die voëls sal dophou. Wanneer laas het jy na 'n veldlelie gekyk? Wanneer laas het jy verlang genoeg tot rustig gekom om na die pragtige voëls rondom jou te kyk? Wanneer laas het jy verlang genoeg stil gesit om net die wonder van die natuur rondom jou in te neem en weer bewus te word van die Here se besig wees in hierdie wêreld, in die natuur, maar ook in my en jou lewe? Ons kan net die voëls en die veldlelies en die bome en die bosse en die berge sien as ons verlang genoeg ons oë wegvat van die taak waarmee ons besig is, die gereedskap wat ons in ons hande vashou en om ons kyk en die wonder van God se natuur raak sien. Mag ek en jy daarom net vir 'n oomblik vandag, al is dit vir 2 minute, gaan sit, kyk na die veldlelies, kyk na die voëls en jy sal sien op 'n wonderbaarlike wyse hoe jou kommer dalk nie gaan verdwyn nie, maar hoe jy die Here se voorsienigheid in jou lewe ervaar. Hemelvader, baie dankie vir die voëls, die veldlelies, die wonder van die natuur, en dankie dat ons kan weet dat U handewerk daarin is, maar dat dit ook in my en in die kykers se lewe is. Amen. Baie dankie dat jy tyd uit jou dag uitgeneem het om stil te word, maar mag jy ook vandag die veldlelies, die voëls, die bosse en die berge raak sien.